met trane saai, sal met gejubel maai. Goeienaand, ons is besig met Psalm 126. Vanaf vers 4. Verander tog nou ons lot, Here, soos die droë spruite in die suidland in waterstrome verander. Wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring. Al loop hy en huil terwyl hy die saaisak dra, hy kom juigend terug terwyl hy gerwe dra. Die psalm waarin die digter tot die Here smeek om hulle lot te verander en weer vir hulle vreugde te gee, sluit af met twee hoopvolle beelde. Hy smeek by die Here dat droë spruite in die suidland weer in waterstrome sal verander. Die beeld gee vir ons wat die droë dele soos die Kalahari en die Karoo ken, ongekende hoop. Wanneer jy deur die wintermaande deur die gebiede ry, kan jy jou nie indink dat daar water in droë rivierbeddings en in spruite kan vloei nie. En tog, wanneer die reën kom, dan loop die water in die spruite, dan vorm dit riviere in 'n droë bedding. Die Here alleen kan dit doen. En so kan die Here ook die lot van sy kind en sy volk verander. Die onmoontlike kan deur die Here moontlik gemaak word. Die tweede beeld is die van 'n saaier. Ook dit is so 'n bekende sprekende beeld. Om te saai word hier met trane tyd vergelyk. Dit is 'n tyd waar jy iets waardevols vat en daarvan afstand moet doen. In die Bybelse tyd is daar met 'n saaisak geloop en is die saad met die hand op die ongeploegde land gestrooi. Die oomblik dat die saad jou hand verlaat, het jy nie meer beheer daaroor nie. Voels kan dit oppik, dit kan verdroog, kan selfs verrot, en dan het jy niks meer nie. Dit is skynbaar amper 'n roekelose daad, want wanneer jy die saad gesaai het, kan jy dit nie meer sien nie, en hou jy dit nie in jou hand vas nie, dit is weg, jy het geen beheer daaroor nie. Saaityd word daarom vergelyk met trane tyd, afskeid neem tyd, weggee tyd, begrawe tyd, wagtyd. Die digter beleef hulle omstandighede so, hulle sien niks nie, niks van die eens grootheid van die Here se dade nie, hulle beleef net trane. Hier is 'n mooi beeld, want die saaier saai met verwagting dat daar iets met die saad gaan gebeur. Al sien hy niks van die saad nadat hy dit gesaai het nie, glo hy dat dit sal ontkiem en sal vrugte dra. Dit is ook 'n mooi beeld in die sin dat daar tyd verloop tussen die saai en die oes. Dit vat lank, veral as jy nadat jy gesaai het nog eers moet wag dat dit moet reën. En selfs nadat het gereën het, gebeur daar vir 'n tyd lank niks wat jy kan sien nie. Die beeld roep tot geduld. So moet ons soms wag, lank wag, voordat huiltyd vreugdetyd word. Saaityd verander egter in oestyd. Na 'n lang tyd van verandering is die oes ryp. En so saaityd huiltyd is oestyd juigtyd. Wanneer jy die koringerwe van die land, die koringgerwe van die land afhaal, dan is dit blydskaptyd. Hier is 'n mooi beeld. 'n beeld wat eintlik die hele evangelie van Christus saamvat. Die evangelie wat sê dat God sy seun gestuur het, gesaai het, binne in 'n sigtende wêreld. Hy het hom weggegee, om tragies te sterf en om begrawe te word. En tog is dit juis deur die weggee heen, dat 'n ryke oes tot groot vreugde opgelewer is. Jesus se dood het die ryke oes van lewe gebring. So die trane van die vroue by die kruis, 'n ongelooflike blydskap verander, toe hulle sien dat die graf leeg is. En vanuit hierdie troos lewe ons as gelowiges met hoop vir die toekoms. Ons wag op 'n beter tyd, op oestyd, dit lê voor. Selfs al kry ons nou swaar,
weet ons dat die tyd van lyding maar gering is en gou verbygaan, maar dat dit uitloop op 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en wat ewig bly. Vir gelowiges lê die beste altyd nog voor. Tot dan kan ek saai en aanhou saai en weer saai, al gaan dit met trane gepaard, want wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring. Al loop hy en huil, terwyl hy die saaisak dra, hy kom juigend terug, terwyl hy gerwe dra. Goeienaand.